Ons is in 'n reeks waar ons so 'n bietjie gaan praat oor values. As jy vanmôre dalk vir die heel eerste keer is, luister, jy's amazing. Ons is baie bly oor jy het gekom. Ons wil met jou connect. Moenie ons wil graag met jou connect voor jy uitstap vanmôre. Alright, so ons kan connect met jou. Jy kan QR code voor jou, sal QR code, jy kan jou selfoon vat en net jou kamera oopmaak en dan gaan hy hom optel en dan of jy kan 'n bordjie vat. Dis 'n sakkie met 'n bordjie. Skryf net jou naam en jou nommer daarneer. Dit kom direk na my toe. Ek gee dit nie vir iemand uit nie. Ons gooi dit weg na die tyd. Is net om ek wil jou net 'n SMS stuur môreoggend in my kantoor vir sê hoe amazing is jy dat jy vandag gekom het vir nuwe mense. Alright. En by the way, ons het vanmôre, daar's 15 mense wat hulle name opgesit het om vandag te doop. Groot doop. Is dit nie amazing nie? 15 mense. Alright, so van hulle seker nou hierna en van hulle seker in die tweede diens. Ons is besig met 'n reeks waar ons 'n bietjie oor ons values praat. As jy jouself 'n member van die Victory Kerk sien en iemand hoor die Victory Kerk wil ons graag hê, moet hulle onthou, dis die kerk wat prayer, dis die kerk wat worship, dis die kerk wat vrygewig is, dis die kerk vol joy, dis die kerk vol love. Ons ken daai kerk en die enigste manier hoe ons dit kan doen is as ons dit kan uitleef. So ons het so in die laaste, ons het so vir die volgende paar weke het ons 'n bietjie gepraat oor van ons values en pastoor Jannika het week 1 gepraat oor die liefde van God, dat ons onsself moet lief hê en dat ons moet God lief hê en verlede week het ons oor eer gepraat, dat ons ander mense bo ons ander mense aan die kant van ons en ons ander mense onder ons wat nie dalk so weet goed is soos ons nie. En vandag wil ek die tweede enetjie kom aanvat en vandag wil ek so 'n bietjie kom praat oor worship. Hier by in Victory Kerk sê ons altyd worship is nie net die sang wat ons sing nie, maar worship is die leefstyl wat ons lewe. Maar vandag wil ek nie net oor die leefstyl praat nie, vandag wil ek spesifiek kom praat oor praise en worship. Dit wat ons nou hier gedoen het op die verhoog. Ek wil spesifiek daaroor praat, want ek dink ons het 'n totale wanpersepsie wanneer dit daar kom. Want mense sal na my toe kom en sê, Erik, jou preke is amazing, ou. Jy preek fantastic, ek love it. Maar hierdie musiek is daarom vir my heeltemal te erg. Want ek kyk altyd of ek so 20 minute oor kan kom, sodat ek die musiek kan mis, want ek weet nie eintlik hoe ek lekker voel oor hierdie praise and worship nie. Iemand vra nou dag vir by die skool, toe hy vir my vra, ja, ek hoor jy's 'n pastoor, en ek sê, ja man, ek is, en hy vra, wat is die kerk? Ek sê, Victory Kerk, ek sê, is dit ook een van die kerke wat hulle hande in die lug waai? Ek sê, ja, dis ons kerk. Jy weet, dit laat my dink aan die storie van die twee hondjies, wat oor kan die happy kerk lê. Hulle is by die huis en elke Sondag sien hulle hoe kom die mense in en happies, klappies en hulle dans en gaan te kere. En die een hond kyk so na die ander hond en sê, as ons so te kere gegaan het hulle ons laat uitsit. Wat dan? En ek dink ons 'n wanpersepsie. Dis 'n wanpersepsie daaroor. Dit is 'n totale wanpersepsie. En kom ons chat daaroor vanmôre. Kom ons chat daaroor. So wat ek vandag wil doen is hoekom worship ons? Hoekom is dit een van ons values in ons gemeentes? Hoekom hou ons hiervan? Hoekom doen ons wat ons doen wanneer dit kom by praise and worship? En hoekom lyk praise and worship in die Bybel so? So ek gaan vir jou so 'n bietjie van 'n klomp redes gee en dan vir jou sê hoe ons dit doen en dan gaan ek huis toe gaan so 20 minutes dan se klaar. Ek dink die eerste rede hoekom ons worship in hierdie kerk praise and worship is rede nommer 1 want God het daarvoor gevra. Plain maklik. Eenvoudig. God het daarvoor gevra. Kan ek iets leer veral vir jonger mense, my generasie dalk en jonger mense? Ek weet nie of jy geweet het nie, maar een van die dinge wat God mag doen omdat hy God is, dat hy mag die shots call. Weet jy wie dit geweet het nie? Okay? Omdat God is, mag hy sê wat hy wil sê en hy mag die shots call en ek en jy moet ongelukkig daarvoor gehoorsaam wees. En ek dink baie mense sê, ek hou van hierdie gedeelte van God, Erik, en hierdie gedeelte is amazing, en hierdie gedeelte van God sal ek volg, maar hierdie gedeelte is ek nie meer so lekker oor nie. Dan, ek weet nie of ek God wil volg as dit kom by worship nie. Ek weet nie of ek God wil volg as dit kom by my geld nie. Ek wil nie God volg as ek dit nie, maar hierdie kant is ek right. En ons kan nie dit doen nie, want dan is God nie meer langer God nie. En God mag die shots call. Hy's God. En die wêreld tans lyk vir my probeer debatteer oor dinge in ons kultuur wat reg en verkeerd is, en ons gaan nie nou daaroor chat nie, maar wat reg en verkeerd is in die wêreld bymekaar en debatteer oor dit, terwyl God reeds die shot gecall het en gesê het dis hoe dit is. En wat doen ons? Ons debatteer daaroor wat is reg en wat is verkeerd.
En ek moet, as ek en jy nie eintlik doen wat God van ons vra om te doen nie, dan is hy nie God nie. As God gesê het, dat worship lyk vir hom om 'n potlood op jou kop te balanseer, dan kan ek jou garandeer, almal van julle by die deur 'n potlood gekry om in te kom. Almal van julle sou 'n potlood ingekry as jy ingekom het. Want as God gesê het, worship lyk vir hom om 'n potlood op jou kop te balanseer, dan het ons almal vanmôre hier gesit en 'n potlood op ons koppe gebalanseer. Because God is God. En hy mag die shots call. En of ek jy saamstem of nie. En God het nie net een keer daarvoor gevra nie. God het nie net een keer gesê in die Bybel met 'n klein skrifgie om te sê, luister, ek wil hê met my worship nie. Nee, God het 'n hele boek geskryf daaroor, die Psalm. Dis 'n boek, die woord Psalm beteken liedere, geskryf oor prys en worship. 150 hoofstukke vol oor hoe ons hom moet worship en nog op ander plekke ook. Oor hoe ons hom moet worship. So prys en worship is 'n big deal vir God. En ek en jy kan nie sit en besluit, ja, maar Erik, dis nie my styl nie. Ek weet, dit is nie jou styl nie, maar dis hoe God wil hê. God wil hê met hom worship. God wil hê. So kom ons, so hier is die ding. Hoor wat sê Psalm 150 vers 1 tot 6. Hier gaan ons. Hy sê, prys die Here. So kom ek julle gevra het of ek aan is, dit gaan nou vandag. Prys die Here. Die Hebreëse woord daar is 'n opdrag. Nie of jy wil of nie wil nie. Prys die Here staan. Prys God in sy heiligdom. Nee, pastoor, ek prys hom in my hart. Nee, wel, dit staan maar in die heiligdom ook, okay? Prys hom onder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoring. Prys hom met die harp en die lier. Prys hom met die tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale. Ja, maar pastoor, die dromme is net, ek hou nie van dromme nie. Wel, prys hom met klinkende simbale. Dong, dong. So as jy hierdie, hy moet weer galm. As dit nie raas nie, dan doen ons dit nie reg nie. Gaan staan buite, kry vir jou mufflers oor jou ore. Maar dis hoe dit gaan werk. Want die Here sê, klink, prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Dan kom hy weer daar. Prys die Here. Ek hoor jou pastoor. Maar laat ek jou verduidelik hoe ek worship sien. Wel, ek gee nie om nie, maar dis wat die woord sê. Laat ek jou net verduidelik wat worship vir my beteken. Nou, die woord worship is eintlik 7, dis eintlik een van 7 woorde in Hebreëus. En wat ek gaan doen is, ek het die eerste woord gaan vat, wat worship beteken, en dit is die woord, ek het hom op die bord gegooi, is die woord halal. Nou dis waar ons die woord halleluja vandaan kry. Maar wat ons gedink het is, ons het die woord halleluja, 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 halleluja. So wat ek gaan doen is, ek het presies vir jou gaan sê, wat dit beteken. Wat beteken die woord halleluja? Ek het nie gekopie en gepaste nie, ek het hom net so uit my Hebreëse woord gevat. Net so, laat jy kan sien. Daar staan, to shine, to make a show, to rave. Nie, to rave. To celebrate. Dis die woord worship. Come on, dit klink vir my baie soos Afrikaans is groot. Klink vir my baie soos Kingsmead Park gisterand. To rave, to celebrate, to gooi 'n show. Die boek Psalm lyk vir my baie meer soos 'n Saterdag op loftes as 'n Sondagoggend by die kerk. Ons het hierdie, nee, is nie my styl nie, pastoor. Halleluja, prys sy naam, kumbaya. Wel, daar staan dit heilig. God loves a show. So wat God het so gesê. So die eerste rede hoekom ons worship is, want God het so gesê. Rede nommer 2. Wat ek leef om God te aanbid. Openbaring skryf dit vir my so mooi, ek het nie die vers nie, maar daar staan, dis vir God 'n plesier dat ek en jy geskape is, om hom te loof en prys. Dis vir God 'n absolute plesier. Kerk, ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar kerk is nie net vir my en jou nie.
Kerk is nie gemaak net dat ek en jy kom en as ek en jy nie ons koffie kry nie, en as ek en jy nie lekker klink nie, as ek en jy nie die regte preek kry nie, en as ek en jy nie regte worship nie, dan wil ons nie dan wil ons nie wees nie. En weer eens ek sê hierso, nie alles gaan oor jou nie. Die doel is dat ek en jy hier kom om bemoedig te word, ja, maar dit gaan nie alles oor jou nie. Ons is hier vir die plesier van God. Ons is hier om God te worship, want dit is vir hom lekker om af te kyk en te sê, wow, check my mense. Ek het hulle juis geskape om my te kom loof en my te kom prys. Ek het hulle juis gemaak dat hulle kan sing en prys en hande in die lug en juig en klinkende simbale en fluite en koordanse en liere. 1 Petrus 2 vers 9 in die Engelse weergawe in die New Testament sê, but you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. Nie punt nie, komma, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Ons is gemaak daar to praise him. Kerk, ons behoort opgewonde te wees oor God voor ander mense. Dis ons getuienis. Dis ons getuienis om opgewonde te wees oor God voor ander mense. Nee, maar Erik, dit skrik mense af. Nee, dit doen nie. Dit doen nie. Hierdie goeters, hierdie musiek en toef, wat ook al hulle doen. Nee maar, dit skrik mense af. Nee, dit doen nie. Ek het nie gaan, die kerke wat vandag tans revival vind, is juist kerke wat God loof en prys. Gaan kyk al hoor. Juist kerke van tieners in die middel voorste ry. Ja. Ek gaan nie nou eens kerke noem wat besig is om dood te loop nie. Vandag nog, mense wat het lag en geniet, dis kerke wat revival vind. Vandag nog, kerk, ek en jy het nodig om mense te wys hoe opgewonde is om God te worship. Want ander kerke sien het. Inteendeel, baie van julle is hier, omdat jy gehoor het van die Malkerk in die skoolsaal wat praise en worship. Dis kom jy gekom het. Jy het gekom en gevra wat se kerk, jessie, dis lekker band die zon. Dis lekker goeders. Jy's vandag hier is gevolg van dit. En hier is nie fake nie. Ek hoor mooi, hier is nie fake nie. Hier is 'n groep mense wat net Jesus lief het. Amen. Preek ek vanmôre alleen. Punt nommer 3. Tiaan, gee my gelaai in hulle water asseblief. Ek het 'n verkoue en nou sit my keelpyn en ek gaan nou skree en dan ek weet dit sommer gaan nou skree want ek raak nou opgewonde. Thanks Tiaan. Die derde ding. Die rare reke hoekom ons worship is oor wie God is. Ek dink ons het vergeet oor hoe groot God is. Ek dink ons het vergeet oor hoe goed God is. Jy weet, ek was al 'n paar keer in my lewe by 'n golftoernooi. 1 of 2 keer in my lewe wat ek genooi was en wat ek gaan kyk het na hierdie SA Ope, wat ook al by die golf. En ek kan onthou een van die plekke wat ek gaan kyk het was in die Els gewees. En hy was hierdie top golfer, tans nog is hy een van die top golfers en almal het gaan kyk hoe hy werk en ek kan onthou, soos jy ingestap het, was hy besig om op te warm by sy putting. En daar was al mense om hom, wat al gestaan het en gekyk het, en as hy gepat het, oh, Annie, what a beauty day. Oh, Annie, come on Annie. Hy mis hy pad seker so ver. Oh, Annie. Woo! Op 'n stadium maak in die Els 'n grappie, wat ek gedink het is nie snaaks nie, en ek is nogal so ou wat hou van grappies, so, nie gesnaaks nie, almal. Annie, what a joke, Annie. Ek sê julle, volwasse mans, wat so optree, nie? Volwasse mans. Annie, ja, Annie, hoekom? Omdat dit in die Els is. So, die rede is omdat dit in die Els is. Ek dink ons het vergeet wat sê Psalm 145 vers 3 sê, die Here is groot, en alle lof kom hom toe, sy grootheid is ondeurgrondlik. Hoor wat sê Psalm 48 vers 2, die Here is groot, aan hom kom al die lof toe, hier in die stad van ons God. Hoor wat sê Psalm 96 vers 4, die Here is groot, al die lof kom hom toe, onsagwekkend is hy bo alle gode.
dink ons het partykeer vergeet hoe groot God is. Ons partykeer vergeet hoe goed hy is, oor wie hy is. Ek dink die derde rede, of die vierde rede hoekom ons God worship is oor wat hy gedoen het. Ek dink ons kan partykeer maklik hier ander mense mok. Jy weet, ons kan baie keer hier so sit en ander mense mok en sê, oh, daar loop hy weird gesin weer verby. Sal hierdie weird gesin alweer in my ry. Wat alweer so sing en worship en hande klap en daar is die weird goeders. Maar sê wat ek en jy nie weet nie, is dat daardie weird gesin was 4 maande terug in 'n finansiële verknorsing. And God did something for them. En nou sit hulle hier en hulle worship because God did something for them. God did something for them. En hulle kan dit nie help nie. Hulle kan nie help om daar te sit en hande te klap en hande te lig en te sing en te prys en te worship nie because God did something for them. Ons die storie in die Ou Testament, die storie in die Nuwe Testament van die godsdienstige leiers wat hierdie vrou aangevat het omdat sy het daar by Jesus aangekom en Jesus se voete gewas en hom met haar hare afgedroog. En die mense, godsdienstige leiers het dan gekyk en gesê, Heer, is dit nie bietjie over the top nie? Is dit nie bietjie te erg nou nie? Wie doen dit? Droog my ander man se voete af met jou hare. Dit is 'n bietjie over the top. En Jesus antwoord en sê sy is van soveel vergewe. Sy kan nie help nie. Ek weet nie van julle nie, maar die Here het my soveel van baie vergewe. Ek kan nie help as om hier voor te staan en te kere te gaan nie. Ek kan nie help nie, ek jammer. Ek kan nie help om hier voor te staan en te sing en uit te sing en all the earth will shout his name. Kan nie help nie. Ek kan nie help as om te kere te gaan en wanneer ons worship en my hande in die lug te sit en wanneer ek moet jump en wanneer ek moet hande klap nie. Ek kan nie, na alles wat God vir my gedoen het, na alles wat hy vir my gedoen het, na alles hoe hy my gered het van waar ek was en hoe alles net gebeur het waar ek nou is, kan ek nie anders as om net sê, and all the earth will shout his name. Kan nie help nie. Kan nie help nie. So ek is jammer. As jy dink ons gee 'n show. Jammer as jy rokkie sit en jy voel, ja, maar hierdie is 'n bietjie shouerig. Ons kan nie help nie. Ons kan nie help ons kan nie anders te help as om vir God 'n show te gee nie, want hier sit mense vermoere wat vrygemaak word. Hier sit mense vermoere wat se lewe verander is. Hier sit vermoere gesinne wat nie eintlik hier moet wees nie, maar as gevolg van God wat hulle gered het, is hulle hier met hulle hande in die lug. Hier's vir mense vermoere wat verslaaf moes gewees het. Maar hy's verby, hy's nie meer verslaaf nie. God het hom gered, hy kan dit nie help nie. Hy kan dit nie help, hier's mense wat finansiëel nie kon nie, en God het hulle gered, en hier is hy vermoor, kan dit nie help nie, julle. So jammer as hierdie 'n show is, ons kan nie help nie, want God red mense. Kan ek vir 10 sekondes in jou lewe vra, kan ons vir 10 sekondes die Here groot maak, is julle reg, 1, 2, 3, come on, 10 sekondes, 10, 9, 8, ons kan dit nie help nie, 5, 4, 3, 2, Ja, ons kan dit nie help nie. Vir na dit wat God vir my gedoen het, ons kan nie help. Ons kan nie help om so weer te wees nie. Ons is jammer. Ek sê baie keer vir die mense by die skool, wanneer kinders rugby speel, ek sê ons is weer by ons kerk, ek sê maar ons kan dit nie help nie. Ons kan dit nie help nie. Hoor wat sê Lukas 19 vers 37 en 40, toe hy naby die stad kom teen die afdrand van die Olyfberg, hoor mooi, het die hele skare juigende volgelinge, God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel. 'n Paar fariseërs het uit die skare uit vir hom gesê, meneer, wil jy nie net asseblief bietjie jou mense kalmeer nie? Wil jy nie net bietjie vir jou mense sê, maak stil die volgelinge nie? Maar Jesus antwoord en hy sê vir hulle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep. En ek weet nie van jou nie, maar ek wil definitief nie 'n klip moet my plek vat om God te worship nie. Ek wil nie 'n klip moet eerder uitskree wat God gedoen het, as ek vandag lewe en ek kan uitskree nie. Ek kyk 'n storie op TikTok, so 'n storie gewees in die noorde van Carolina. Is die militêre basis en baie naby aan die hoofweg gebou. En wat het gebeur het is, die militêre wanneer hulle met hierdie F1 vliegtuie of jets of wat ook al, dan maak hy ding mos nou 'n geraas.
En dit het die mense op die hoofweg partykeer baie laat skrik, want hulle is soos, wat gevind, dan is al ongelukkig gewees. So die regering en die regering het toe besluit, maar hulle gaan 'n bordjie daar sit, om mense te waarsku. En die bordjie lees toe as volg: Pardon our noise. It's the sound of freedom. Pardon our noise. It's the sound of freedom. So ek moet vanmôre sê, ek is jammer as dit so 'n bietjie effens rof gaan partykeer, en die klank is partykeer so 'n bietjie hard, en die dromme is so 'n bietjie van 'n klinkende simbale. Pardon our noise. It's the sound of freedom. So jammer. As dit so 'n bietjie hard gaan, it's the sound of freedom. Mense is besig om vry te word. Mense is besig om genesing te kry. Mense is besig om te loof en te prys oor wat God gedoen het. Hulle kan nie help nie. Kan dit help nie. 5de rede, kom ons God worship, is worship verander alles. Verander alles. As ek nou vir jou as pastoor vanmôre jou beste tip vir jou kan gee, in die middel van jou omstandighede, in die middel van donker dae in jou lewe, in die middel van probleme, in die middel van moeilike goeters, een van die beste tools om in jou toolbox te hê, is worship. As jy God worship, verander dit alles. As jy God worship, dan dit verander. Dit is partykeer die enigste ding wat my staande hou. Partykeer die enigste ding wat met my gebeur, en dan dink ek, mense, hier is ek vanmôre, siek. Sit ek daai kar vol blos. In the mighty name of Jesus. Ruil dit alles. Worship is soos 'n ruil transaksie. Jy begin en jou probleme is groot en jou dag lyk donker en jy weet nie, en dan klim jy in daai kar en jy sit hom op vol blaas en jy gee nie om wat ander mense dink van jou op die straat nie, en jy worship en jy worship en jy worship, en soos jy worship is daar 'n ruil transaksie, en ewe skielik begin jou probleme al hoe kleiner word en jy kom agter hoe groter jou God word. Dis 'n ruil transaksie. As jy my nie glo vanmôre nie, probeer dit. Probeer wanneer jy deur 'n moeilike stadium gaan in jou lewe, probeer net daai musiek net so effe so ting harder sit. Sit vir jou worship op. Kry dit nie oor as jy by die werk is. Sê jy reg vir die oomblik net nou worship. Daar's iets gebeur. Psalmskrywer sê eintlik dat worship is soos 'n tweesnyende swaard in jou hand. Elke keer wanneer jy worship, dan beweeg weg. Elke keer as jy sing, you are worthy of it all, dan sê die vyand, wow. Soos 'n tweesnyende swaard. En my gebed elke Sondag is dat jy hier instap en dat jy hier sal uitstap veranderd. Dat jy elke keer hier sal uitstap veranderd, anders as wat jy ingekom het. En ek het hierdie in die boek van Jesegiel is eintlik 'n Ou Testamentiese profesie of 'n Ou Testamentiese prentjie van die Nuwe Testamentiese kerk. En as jy dit gaan lees dit en dan gaan nou vir jou sê in die boek Jesegiel staan daar the rules of worship. Gaan lees dit staan is jou hoofopskrif bo. En hoor wat sê hy in vers 46 tot 9 sê hy, maar wanneer die gewone burgers op feesdae in die teenwoordigheid van die Here wil kom, moet die wat deur die noordpoort inkom om in aanbidding te buig by die suidpoort uitgaan. En die wat deur die suidpoort inkom, moet by die noordpoort uitgaan. Niemand mag teruggaan deur die poort waar hy ingekom nie. Almal moet by die ander kant uitkom. So 'n prentjie van as jy instap vanmôre en jy worship, stap jy anders uit. Kan jy by dieselfde, soos jy by dieselfde plek ingestap het, soos jy by dieselfde plek uitgestap het nie. Worship verander alles. So doen 'n mens dit. Here, hoe worship ek? Hoor wat sê Johannes 4 vers 23. Want daar kom 'n tyd en dit is nou dat wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid dit so moet doen. Kerk, God is op soek na opregte aanbidders. Mense wat se harte daar is vir God. Mense wat worship, dat God kan afkyk na ons en sommer kan sien, maar man, hierdie ouens sê dit nie net met hulle monde nie, maar hulle wys dit. Dis wie hulle is. So, ons is nie net 'n paar mal charismatiese mense by mekaar nie. Van julle is meer maler as ek weet dit. Right. En ons doen nie hierdie vir die show nie.
Het breek eintlik my hart partykeer as mense sê, ja, maar julle alles is hierdie net, gaan net weer 'n show. Wel, alles mense gee alles op 'n Saterdag vir die Springbokke. En dan dis nou oké. En ek het nog nooit iemand gehoor gesê, Loftus, julle maak dit net alles 'n show nie. Niemand nie. Hoekom kan Sondag nie so lyk nie? Afrikaans is groot, laat hulle beddens aan die brand steek en Bobby van Jaarsveld in sy onderbroek afgaan. En almal is in die maar net nie op 'n Sondag. Daai ligte moet net nie aan nie. Dis dan 'n show, julle duiwelse klomp mense hier in Silverfield skoolsaal. Kan jy dit nie? Ek is erg op 'n Saterdag. As jy sommer my rugby kyk, jy gaan my net een keer nooi, my nooit weer nooi nie, want jy gaan skaam kry vir my. Man, ek is erg. Ek raak ook kwaad vir die ref en ek partykeer vloek ek hom ook, verstaan? Ek kan dit nie hanteer as ons die bal so baie nok soos gister. Ek kan dit nie hanteer nie, alright? Kan dit nie hanteer nie. Maar net so erg soos op 'n Saterdag, net so erg as ek op 'n Sondag. So kom ek sluit af. Hoe doen ons dit? Twee goeters. Worship is 'n keuse en nie 'n gevoel nie. Ja nee, Erik, ek wag maar net tot my gunsteling lied opkom. En as my gunsteling lied opkom nie, dan gee ek nie om nie. Dan sal ek dit nie doen nie. Of ek wag net tot daai move kom, jy weet daar's daai move wat hulle doen, dan eers. Worship is 'n keuse. Dis nie 'n gevoel nie. En baie van julle kom vanmôre hierson, sit ook hier en sê, Erik, maar ek het baie te veel bad stuff in my lewe gedoen, nou. As jy my verlede ken, dan sal jy besef, ek is terrible, en ek kan nie nou hier in die kerk kom, en ewesklik my hande in die lug kom opsteek, en kom staan worship nie, ek voel soos 'n hypocriet. Kan nie dit doen nie. En ek sê vanmôre vir jou nee, want dis nie, worship is 'n keuse. Dis nie 'n gevoel nie. God het al reeds geweet wat jy gedoen het, en hy het steeds gekies om jou lief te hê. God het al reeds geweet hoe lyk jou verlede, hy het reeds geweet die oomblik toe jy instap, wat jy gedoen het, en steeds is jou prentjie op sy yskas geplak. Flavor of the month. Jy is die beste. So kom vanmôre na jou hart, kom vanmôre na God toe met jou hele hart. As hierdie vers in Habakuk 3 vers 17, wat sê dit, al sou die vyeboom nie bot nie, en al sou daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, en al sou die olyf oes misluk, en al sal die lande geen oes lewer nie, en al sou daar geen klein vee meer wees nie, en al sou daar geen meer kampe weer wees nie, en al sal die beeskrale sonder beeste wees, en al sou dit nie goed gaan met my finansies nie, en al sou ek nie daardie promotion gekry het nie, en al sou ek nie gekry het wat ek wou gehad het nie, en al sou ek nie daai bonus gekry het nie, hoor mooi, nogtans sal ek in my Here jubel, sal ek juig in God my redder. Dis 'n keuse. Dis nie 'n gevoel nie. Worship is 'n keuse. Ten spyte van sal ek Here loof. Ten spyte van wat ek het nie gekry wat ek graag wil hê nie, ten spyte van. Ek loof en ek prys die Here. Hebreërs 13 skryf hierdie: Laat ons dan onophoudelik deur Jesus aan God 'n offer van lof bring. Die lof wat aan hom gebring word deur die lippe wat sy naam bely. Onophoudelik. Tweede ding wat ons doen. Die eerste ding is nie 'n keuse nie. Is 'n keuse, is nie 'n gevoel nie. Die tweede ding is, ons worship God met alles wat jy het. Kyk, ons kan nie in hierdie volgende kwartaal ingaan en God net elke keer golfklappies gee nie. God vra alles. Ons moet ingaan en sê, Here, ek gee U alles. Alles, want hy verdien alles. Alles wat ek het, Here, I will get all in. Ons verwag dit van die Springbokke. Ons verwag van die bokke om elke Saterdag op daardie veld in te gaan en alles te gee. Alles van, ons wil nie verloor nie. En ons verwag dat een ou nie reg is nie, dan verwag ons dat Rassie hom vervang met 'n ander ou wat reg is, want hy moet alles gee vir die veld. Hoekom kan ek en jy nie as ons kerk toe kom vanmôre, en die volgende paar weke, en wanneer ons God worship, om alles gee nie. Alles wat ons het, dat as ons die uitstap eintlik, moet ons die uitstappe gaan, ek is nou so moeg, want ek het om alles gegee. Ek het alles wat ek in my gehad het ek vir God gegee. Kerk, God bless mense wat dit doen.
Hy bless mense wat in worship kom en alles wat hulle het gee. Hy bless mense wat daar buite staan en jou groet wanneer jy instap en alles gee. Hy bless die koffiespan wat inkom en sê ons gaan alles gee wat ons het. Hy bless die kidskerk op buite. Hy bless die ouens wat plekke aanwys. Hy bless die mense wat foto's neem en hierdie worship alles. Hey, luister hier. Kom Sondag is ek man down na 3 dienste, by the way. Ek het alles gegee. Alles. En as daar nie oor is nie, dan gee ek het gewoonlik in die 3de diens. Alles gegee. God bless dit. Ons 'n storie in die Ou Testament, ek's klaar. Dawid was nie by die plek in Jerusalem nie. Hy was op reis gewees. En op 'n stadium het hy 'n offer nodig gehad om 'n offer aan God te bring, maar hy is nie by sy paleis waar hy dit doen nie, so hy het nodig om 'n plek te hê waar hy die offer kan bring. Toe kry hy 'n man wat vir Dawid sy huis opoffer om te sê, luister, jy kan dit maar in my huis doen. En Dawid sê, okay, ek sal vir jou betaal. En die man sê, nee my dude, jy's die koning. Jy kry dit verniet. En hoor wat antwoord Dawid hom. Dawid sê vir hom in 2 Samuel 24, hierop het die koning van Arena gesê, nee, ek koop dit beslis van jou teen die volle prys. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie. Dawid het hierdie dorsvloer en die beeste wat R600. Ek bring nie aan die Here my God offerandes wat my niks kos nie. Dalk is dit vermoere jy. Ek piek op niemand vermoere nie. Luister, ek gaan dit nou vir jou sê ook. Ek piek op niemand nie. Dalk is dit nodig dat jy uit jou comfort zone uitklim wanneer jy worship. Ek weet dit is maklik, nie? Jy sit dalk hier en sê, Erik, maar dis nie my persoonlikheid nie. Ek weet, maar moet dit nie doen vir jou nie. Doen dit vir God. Maak dit oor God. Kom ons gee God hierdie volgende 6 maande van die jaar. Alles wat ons het. Wanneer dit kom by worship. Markus 12 vers 30 sê jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand, met al jou krag. Die derde ding is God, worship God met 'n verwagting. Hoor wat sê Jakobus 4 vers 8, nader tot God en ek sal tot jou nader. Ek vra nie vermoede dat ons kerk soos iemand anders te moet raak nie. Ons kerk is uniek op ons eie manier. Ek sê nie vermoede vir jou dat jy moet begin worship soos die ou in jou ry nie. Ek sê nie een van julle moet begin worship soos ek nie. Maar al wat ek vermoede vir jou vra is, dalk geen net een tree nader as waar jy is. Die Bybel sê nader tot God en ek sal tot jou nader. Dalk is dit al wat jy vermoede moet doen. Net sê Here, ek's een tree nader. En dit vat tyd vir mense om te worship. Dit vat tyd om hande in die lig te gooi. Dit vat tyd om mal te raak en nie te wonder of mense na jou kyk. Dit vat tyd, dit is oukei. Dit is oukei. Geen net een tree nader. Almal van ons is worshipers. Almal van ons worship iets. Verlore mense daar buite wat nie vermoed in 'n kerk is nie, worship ook iets. Almal van ons gee ons tyd of ons talente of ons geld of ons hulpbronne aan iets of iemand. Almal van ons is worshipers. Dit is belangrik om net die keuse te maak. Dis wie worship jy? Jy nou hierdie gesê, ek gaan nie afsluit. Whatever you worship, gooi geraai Engelse. Whatever you worship becomes an obsession. Gaan die volgende ene. Whatever you obsessed, you imitate. And whatever you imitate, you become. Wie worship jy? Kom ons sluit ons oë vir so 'n oomblik. Ek wil jou vanmôre vra, wie is jy besig om te worship? Waarin spandeer jy jou meeste van jou tyd? Waarin spandeer jy meeste van jou geld? Jou hulpbronne? Jou passie? Is dit dalk 'n vakansie? Is dit dalk jou werk? Is dit dalk jou kinders? Is dit dalk iets, jou stokperdjie?
Niks fout daarmee nie. Niks, absoluut niks fout daarmee nie. Maar moet dit nie bo God maak nie. Want God is 'n jaloerse God vir jou liefde. God is 'n jaloerse God, hy soek jou. Een oomblik verhoor, vra jouself vraag. Wie worship jy?